Goeiedag. Ek is nog steeds besig om so 'n paar van die gebeurtenis na Paasfees, na Jesus se opstanding met jou te deel. In Johannes 20 vers 28 en 29 vertel Johannes die verhaal van Jesus se eerste verskyning aan sy disippels, of eintlik in hierdie spesifieke verse, sy tweede verskyning, toe Thomas ook by hulle was. Thomas het mos die eerste verskyning misgeloop en wou nie glo wat hulle hom vertel nie. Maar wanneer Jesus die wonde aan sy hande en sy sy vir Thomas wys, dan sê Thomas in Johannes 20 vers 28, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. As jy die 4 evangelies se verhale van die gebeure met die opstanding van Jesus en daarna lees, is elkeen effens anders. Maar moenie dit jou verwar nie. As 2 mense dieselfde gebeurtenis aanskou, sal hulle dit anders onthou. Matteus het sy verslag geskryf uit die dinge wat Maria en die ander gesê het. Maar hy was nie self by die graf nie. Markus ook nie. Lukas het weer jare later 'n gelowige geword. So sy weergawe is ook effens anders, want hy moes navorsing doen om uit te vind wat die mense alles vertel het daar gebeur het. Matteus was dalk net soos Johannes in die kamer waar die disippels weggekruip het, en Johannes was wel by die leë graf. Daarom verskil hulle weergawes van die verhale so effens. Die vroue het na die graf gegaan en dit leeg gevind. Hulle het gehardloop om die disippels te gaan haal en Petrus en Johannes saam met hulle teruggebring. Johannes vertel ons dat hy die disipel was vir wie Jesus lief was en dat hy geglo het toe hy die leë graf sien. Maar dat hy nog nie verstaan het wat die skrif gesê het oor Jesus se opstanding uit die dood nie. Dit was met dagbreek. Later dieselfde dag was die disippels in 'n geslote kamer bymekaar, bang dat dieselfde mense wat Jesus in hegtenis geneem het aan die Romeine oorgegee het, volgende die disippels sou kom haal. Jesus het verskyn en hulle vrees het in oorweldigende vreugde verander. Hulle het die spykermerke op sy hande en voete gesien, en 'n week later het Thomas dit ook gedoen. Ons weet nie waar Thomas die eerste keer was nie, maar hy wou die spykermerke met sy eie oë sien. En Jesus het hom laat sien waarvoor hy gevra het. Maar toe sê Jesus dat die mense wat glo dat Jesus uit die dood opgestaan het, sonder om hom te sien, gelukkig is. In die 53 vertaling word die woord salig gebruik. Ons kan sê dat hulle geseënd is. En dis nou die verrassing. Dit sluit jou in. Ons sal Jesus nie van aangesig tot in die hemel sien nie, maar as ons glo, is ons geseënd, salig, gelukkig. Geseënd met die ewige lewe, salig met 'n lewe wat deur Christus verander is in die hier en nou, en gelukkig met hoop, vrede, liefde en vreugde. Eendag sal ons hom wel van aangesig tot aangesig sien, maar ons kan selfs nou al ons in ons seëninge verheug. Kom ons bid saam. Liewe Vader, dankie vir u beloftes. Dankie vir u vrede, hoop, vreugde en liefde wat ek met die mense rondom my kan deel. Ek bid vir my geliefdes en my bure wat dalk nog nie 'n verhouding met u het nie. Help hulle om te glo, sodat hulle ook hierdie seëninge kan hê en 'n lewe kan hê wat deur Christus en sy opstanding verander is. Amen.